Kom ons word stil voor die Here en kom ons bid saam. Liewe Vader, ons wil vir U regtig baie dankie sê vir hierdie nuwe dag. Dankie vir die pragtige dag daar buite. Dankie vir die groot voorreg wat ons het om hier by mekaar te kan wees. Liewe Here, ons is lief vir U. Ons loof en ons prys U naam. Dit is lekker om hier op 'n Sondagoggend by mekaar te kom en bietjie stil te word rondom U woord. Hierdie lewe is so de mekaar, daar gebeur so baie dinge. En Here, ons het nodig om stil te wees voor U elke dag, om bietjie weer te herstel, om weer ons gedagtes in lyn te kry met wat waarheid, die groot waarheid wat U is. Help ons om meer te leer oor wie U is, en so U beter te kan verstaan, en so, omdat ons U beter verstaan, U meer liefde kan hê. Want U is 'n wonderlike Here vir ons. Maak ons harte sag en oop vir alles wat U vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, julle kan sit. Ek lees vir ons die opsomming van die wet, soos ons dit kry in Matteus 22. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Ek het gedink daaroor, hoekom kan God vir ons sê ons moet lief hê? As ons dink soos die wêreld dink, dan sal ons dink liefde gaan oor my gevoelens, dat ek 'n warm en sagte gevoel moet hê vir iemand. Dit is nie die werklike wortel van liefde nie. Die werklike wortel van liefde is doodeenvoudig 'n besluit wat ek neem om die regte ding te doen. As ek God wil lief hê, moet ek hom gehoorsaam. Moet ek doen wat hy sê. Dit is liefde. En liefde teenoor ander mense is ook om te doen wat God vir my sê om te doen vir daardie mense. Om hulle belange eerste te stel. Dit is hoekom dit 'n keuse wat ek en jy elke dag kan maak. Gaan ek vandag lief hê of nie? En dit het nie veel te doen met my gevoelens. Gevoelens is iets wat vloei wanneer ek die regte dinge doen. Dan kom dit natuurlik. So laat ons strewe daarna om gehoorsaam te wees. Goed, as jy glo in Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker, is jy saam met my welkom om die geloofsbelijdenis te bely, of hardop of sag in jou hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergegaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. As hy, vandag gaan ons aan met die eienskappe van God, en ons leer God beter ken, en vandag gaan ons begin deur te kyk na God se geregtigheid of sy regverdigheid. God is 'n God wat regverdig is, altyd. God doen altyd wat reg is. Hy is in homself die verpersoonliking van geregtigheid. Nie die wêreld weet ons dat daar baie ongeregtigheid is nie. Ons ken dit, ons sien dit elke dag, maar ons lewe in 'n sondige wêreld. God is nie so nie. God sal
regverdig wees. Op die ou einde van die dag, aan die einde van tyd, sal alles reggestel word. En dit moet ons onthou. Moenie dink mense kom weg met dinge nie. Niemand kom weg met iets nie. Ons ook nie. Weet, ons lewe in 'n tyd waar absolute waarheid ontken word. Mense sê, daar is nie so iets soos 'n absolute waarheid wat geld vir almal. Dit is in die tyd wat ons leef, en dit is 'n baie effektiewe strategie van Satan, om te sê, daar is nie so iets soos 'n absolute waarheid. Ek praat baie van Oprah Winfrey, sy is 'n goeie een om altyd na te kyk. As jy wil kyk na wêreldsheid, dan kyk jy na Oprah Winfrey. Sy praat van jou waarheid, nee, your truth, speak your truth. Dit is 'n groot klomp twak. Dit is klomp nonsens. Daar is nie so iets soos jou waarheid en my waarheid nie. As ons daar in die straat ry en die robot is rooi, dan is die robot rooi vir ons almal. Daar is nie so iets soos jou waarheid en my waarheid nie. Daar is iets wat absoluut waar is, en daardie waarheid kry ons van God af, want hy is absolute waarheid. En hy wyk nooit daarvan af nie. Dit is anders as ons wat dit dan betref. Ons wyk af van die waarheid wanneer ons voel om dit te doen. Maar God is nie so nie, hy hou altyd by die waarheid. Ons wil baie keer, en ons moet baie versigtig wees, wanneer ons van onsself probeer bepaal wat is reg, en wat is waar. Ons moet altyd eers dink, wat sê die Bybel oor 'n ding. Baie keer, dan staan ons vir 'n keuse in die lewe, in 'n klein dingetjie, of ook in groot dinge. Die vraag wat altyd onmiddellik by my moet opkom is, wat sê die Bybel oor hierdie ding? Baie keer is daar nie, is dit 'n klein dingetjie of dit is iets wat die Bybel nie spesifiek oor praat nie, maar dan moet ons algemene wysheid gebruik wat ingelig word in wat die Bybel vir ons sê. En so kan ons weet wat die regte ding is om te doen, en dan moet ons weer bepaal daarvolgens. Deuteronomium 32 vers 4. Hy is die rots, sy werk is volmaak, want al sy weë is reg, 'n getroue God, sonder onreg, regverdig en opreg is hy. Weet, wanneer ons dinge vir onsself probeer bepaal, kan ons in 'n gevaarlike areas in beweeg. Ons het dit geleer toe ons Job gelees het, vir die van julle wat gevolg het. Wat was die groot les wat ons leer uit Job uit? Pas op daarvoor dat jy vir God probeer praat. Dat jy vir God probeer besluite maak. Hoekom gebeur dit, of hoekom gebeur dat? En jy maak jou eie stories op, wat jy dink is die waarheid. Ons moet oppas vir sulke dinge. God besluit self, en hy besluit altyd regverdig, en ons val in by hom, en wat hy besluit om te doen. Ons bepaal nie wat reg is nie, en dan verwag ons nie van God om te doen wat ons dink die regte ding is om te doen. Ons moet oppas vir daardie ding. Ons moet onthou, ons is soos klein kindertjies. Ons is soos klein kindertjies, wat 'n pappa en 'n mamma het. Pappa en mamma weet wat die regte ding is. Pappa en mamma weet wanneer die kind oor die straat kan gaan. Maar die klein kindjie weet nie. En so is ons in ons lewens. Ons gee nie om hoe oud ons is nie. Ons weet omtrent soveel. Ons weet omtrent niks. God weet alles. Vertrou op hom. Hy weet wat die regte ding is. God het vir Job geantwoord, soos julle onthou aan die einde van Job. Tree God in en hy praat hard met Job. Hy vat hom aan. Job 40 vers 1 tot 3 lees ons. Die Here het Job uit 'n stormwind geantwoord. Hy het gesê, om God jou heupe soos 'n man, ek sal jou ondervra. Lig jy my dan in? Wil jy werklik my beslissings dwarsboom, my skuldig verklaar, sodat jy gelyk kan hê? En so kan God vir elkeen van ons sê. Ons is nie beter as Job nie, ons doen hierdie ding elke dag. Ons wil vir God besluit wat die regte ding is, wat hy veronderstel is om te doen. Maar wat ons ook moet onthou is, God se geregtigheid is nie koud nie. Dit is 'n intieme geregtigheid, 'n warm, liefdevolle geregtigheid. Psalm 19 vers 8 sê, die wet van die Here is volmaak. Dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalings van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan onkundiges.
Ons sien dus dat God se geregtigheid is vir ons ook 'n goeie ding. Dis goed vir ons. Dit is hoekom Psalm 119 die heeltyd praat Dawid daarvan. Hy is lief vir God se instellings, hy is lief vir God se wet, want dit is 'n goeie ding vir ons. Ons sien dit. As ons nie steel nie, gaan dinge oor die algemeen beter. Dinge loop beter. Wanneer ons wel steel, dan verswak die ekonomie vir almal en vir myself ook. Ek kom ook in die moeilikheid. Ek verswak ook. Wanneer ek begin steel, dan verarm ek myself op die ou einde van die dag. En so is dit in die wêreld. En as ons dink aan ons verhoudings, wanneer ons eerlik en opreg is, dan floreer ons verhoudings. Ons kan dalk 'n wit leentjie vertel en ons verhouding kan oor 'n kort termyn dalk goed gaan, maar soos wat daardie leuns opbou, verswak my verhoudings. Die mense dryf van my af weg. So sonde, en ons gaan vandag nogmaal hou, sonde is soos suurdeeg, soos gis, wat alles deurweek. Sonde veroorsaak oral skade. Skade aan mense om ons en skade aan onsself. So die vraag is dan, wat is reg? Ek het al reeds gesê dat ons moet gaan kyk, wat sê die Bybel oor 'n ding om te weet wat is reg. En wat ook al in lyn is met God se karakter, is reg. Want God is altyd regverdig en reg. As ons God ken, as ons regtig God ken uit sy woord uit, dan sal ons nie sukkel om te weet wat reg is nie. En daarvoor het ons baie keer die inwerking van die Heilige Gees nodig in ons lewens. As ons die Bybel lees, het ons die Heilige Gees nodig om ons te help om beter te verstaan wat hy daar sê. Dit is hoekom 'n ongelowige sal nooit regtig die Bybel kan regtig verstaan. Want die Heilige Gees moet lewe in die persoon om die Bybel vir die persoon uit te lig. Dit is baie belangrik. Hebreërs 10 vers 16 sê, dit is die verbond wat ek na hierdie dae met julle sal sluit, sê die Here. Ek sal my wette in julle harte gee en ek sal dit op hulle verstand skryf. So God lig ons in. God deur sy Gees wys vir ons wat die regte ding is om te doen. En deur ons verstand en deur ons verstaan sal die Here vir ons wys as ons die verkeerde ding doen. En dan moet ons reageer. Dan moet ons optree op die regte manier. So God se geregtigheid is nie net 'n eis wat van buite afkom nie, dis iets wat in my hart opborrel. En dit verander, of dit is veronderstel om te verander hoe ek lewe. Ek moet my lewe rig volgens wat God sê. God deur sy inwerking in met sy Heilige Gees gee hy vir ons 'n nuwe hart. En dan het ons die daaglikse afhanklikheid van God se Gees in ons lewens nodig. Ons moet eerlik wees in selfondersoek. As jy na jouself kyk, wees eerlik met jouself. Ons is geneig om onsself te wil oppof, soos wat die suurdeeg doen. Ons wil onsself optel in ons eie hoogmoed. Ons wil nie erken dat ons sondige mense is nie. Ons wil nie erken dat ek verkeerd is nie. Gehoorsaamheid wat uit liefde kom en nie gehoorsaamheid uit vrees nie. Liefde vir God se woord, soos Dawid, lief vir sy instellings, nie uit vrees daarvoor. Om geregtig te wees is nie 'n prestasie nie, dit is genade wat van God afkom, en daardie geregtigheid transformeer ons om elke dag meer en meer soos hy te word. En God se geregtigheid gaan nie net oor straf nie, maar dit gaan ook oor herstel. As ons nie ongeregtig was nie, as God nie geregtig was nie, dan sou hy nooit vir Jesus laat kom nie. Dan sou hy nooit vir ons 'n oplossing gegee het. Want dan sou hy nooit die bepaling gehad het dat ons regverdig moet wees. En dan sou Jesus nooit nodig gehad het om aan die kruis vir ons sondes te sterf. So God se geregtigheid bring ook vir ons herstel.
Kom ons lees Romeine 3 van vers 21 af. Maar nou word die geregtigheid van God, waarvan die wet en die profete getuig, sonder die wet bekend gemaak. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daargestel as versoeningsoffer wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid, want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys, om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo regverdig te verklaar. Hoe baie keer kry ons daai woord regverdig in die stuk, nee. So God se geregtigheid loop dus saam met sy genade en dit word ons deel deur geloof in Jesus Christus. Dis hoekom ek kan sê, ek is regverdig. Die werklike ek, my siel, die werklike wedergebore ek, is regverdig. In my vlees het ek nog sonde, maar in die werklike ek is ek regverdig voor God. Daarom kan daar 'n vredesverhouding tussen my en God wees. So terwyl hy absoluut regverdig is en ons die dood verdien as gevolg daarvan, het hy vir ons die oplossing gegee in Jesus Christus. So op hierdie manier kan beide God se regverdigheid en sy genade en barmhartigheid bevredig word. Moet nou weer iemand instaan. Ja, staan nie. Goed, dan die volgende eienskap van God. En dit kan dalk vir baie mense wat God nie regtig ken nie of die Bybel nie regtig ken nie, bietjie verrassend wees. En dit is dat God is 'n jaloerse God. God is jaloers. So in die 10 gebooie het ons gelees in Eksodus 20 van vers 1 tot 4. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God. Die ou vertaling, 1953 en 55 vertaling sê ek is 'n jaloerse God. Wat kinders sal doet vir die sondeskuld van die ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende van hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. So baie keer is ons geneig om te dink aan jaloesie as 'n negatiewe ding, nee. Ons koppel dit of ons sien dit in negatiewe terme. Ons sal sê iemand is jaloers en daarmee bedoel ons 'n negatiewe of 'n lelike ding. Ek is weer terug by Oprah. Sy het een keer gesê dat sy het haarself as 'n Christen beskou tot op dag wat sy gehoor het God is a jealous God en toe het sy nie meer van die Here gehou nie en toe wil sy nie meer glo nie. So dit is hoe mense dink oor jaloesie. Maar jaloesie is nie noodwendig 'n verkeerde of 'n negatiewe ding nie. Ons kan verkeerde dinge doen wanneer ons jaloers is. Maar op sigself is jaloesie nie 'n negatiewe ding nie. Maar ons kan negatiewe dinge doen. Ek dink aan die ou wat dan verskriklik jaloers is op sy meisie of sy vrou of wat ook al. En sy mag nêrens heen gaan nie. Sy mag met niemand praat nie. En hy wantrou alle ander mense, want hy wil haar vashou vir homself. Dit is 'n verkeerde tipe jaloesie, nee. Dit is 'n jaloesie wat gegrond is in onvertroue en gegrond is in 'n swak selfbeeld en al sulke dinge. En daarom doen die mense verkeerde ding. Hou haar vas amper asof sy 'n gevangene is.
En dit is natuurlik 'n jaloesie wat verkeerd is. Dit is soos om kwaad te word. Die Bybel sê mos, word kwaad maar moenie sondig nie. Wat bedoel die Bybel daarby? Ons kan kwaad word vir die regte rede. Wanneer 'n kind mishandel word, of iemand aangeval word onregverdig, daardie tipe van ding. Dan is dit maar net reg dat ons kwaad word daaroor, want dit is onregverdig, is nie reg nie. Maar ek moet oppas dat ek nie verkeerd optree wanneer ek kwaad is nie. Nee, ek moet nie iemand gaan slaan of sulke dinge doen. En so is dit dieselfde met jaloesie. Daar is 'n plek vir jaloesie wat reg is. Ons hoor byvoorbeeld Paulus in 2 Korintiërs 11 vers 2 sê hy, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloesie. So hy sê, dis 'n goeie tipe jaloesie. Aangesien ek julle aan een man, aan Christus verbind het, om julle as 'n rein maagd aan hom te bied. So, ek dink baie keer, ek is jaloers op my vrou. Sy is my vrou. Sy is net my vrou. Daar is nie plek vir 'n ander man by haar, net so vir haar by my. Daar is nie plek vir 'n ander vrou by my nie. So, dit is reg om jaloers te wees, en dit is die regte omstandighede. En so is dit met God ook. Hy is reg om jaloers te wees. Hy is die een wat die reg het om ons die enigste een te wees wat aanbid word, is net hy. En dit is hoekom hy nie verkeerd doen wanneer hy jaloers is. Hy dring daarop aan dat ons net hom aanbid, dat ons niemand of niks langs hom of bo hom sit nie. En ons doen dit baie. Eintlik elke sonde wat ek doen is 'n geval van afgodediens. Dis wanneer ek iets of iemand anders bo God sit. Ek weet een van ons familielede wat ons ken, sy het gesê, haar egskeiding was eintlik as gevolg van die feit dat sy haar man bo God gestel, dat hom liewer gehad as vir God self. En as gevolg daarvan het haar huwelik gefaal, dit uit mekaar uitgebreek. So ons moet onthou, alles wat goed is, loop wanneer ek God eerste plaas elke dag, elke oomblik van elke dag. En dit is hoekom hy 'n God van jaloesie is. Hy is jaloers. Hy is 'n besitlike God, want hy is reg om dit te doen. En dit is goed vir ons dat hy besitlik is. Dan die volgende een is God se wraak en sy oordeel. Hierdie dinge koppel aan mekaar. As God regverdig gaan wees, dan sal daar mos oordeel wees. Ons het 'n hof hierso. As iemand iets verkeerd gedoen het, dan kan hy in die hof, en as hy skuldig bevind word, dan word hy gestraf, want hy word gestraf te word. Dit weet ons, is regverdig. As iemand iets gesteel het, of wat ook al, moet hy gestraf word. Ons ondervind te veel, dat mense wegkom met dinge. En dan weet ons, daar was nie geregtigheid gewees nie. Maar God sal sorg dat daar regverdigheid is, en dit sal gestraf word. God haat sonde, ons onderskat dit. Ons onderskat die haat wat God vir sonde het. Want ons is nie so nie. Ons wil sonde maak asof dit nie so erg is. Jy weet, hierdie ou dingetjie was nie so erg gewees nie. Maar dis ons wat mense is. God is nie so nie. God haat sonde. Hoekom haat hy sonde? Want dit beskadig vir ons. Hy is lief vir jou. Hy wil nie hê jy moet skade kry nie. Dis hoekom hy nie wil hê jy moet sonde doen nie. Dis hoekom hy nie wil hê sonde moet jou affekteer. Haat en liefde loop saam. As ek iemand lief het, dan sal ek dit haat as iets daardie persoon of daardie mens seermaak. Maak ons sin nie. Ek haat iets wat my kind gaan aanval, my kind gaan seermaak. En die Here is dieselfde. Hy haat sonde want hy weet wat se skade dit oor ons bring. En dan praat die Bybel baie oor die wraak van God. Die wraak van God. Romeine 1 vers 18. Die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. En dan Romeine 12 vers 19. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel,
Daar staan immers geskryf, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, sê die Here. So hy praat daaroor dat ons moet oppas dat ons nie vergelding soek in die verkeerde omstandighede nie, maar dat ons dit vir die Here moet oorlaat. Dit moet baie keer so gebeur. Mense doen jou skade aan, mense skuld jou geld en hulle betaal nie terug nie, of wat ook al. Hulle praat lelik met jou, hulle praat lelik van jou daarmee. Los dit vir die Here. Die Here sal sorg dat geregtigheid gebeur. Dit is nie vir ons nodig om altyd self ons geregtigheid te soek nie. Weereens, ons moet wysheid gebruik, dit hang af van omstandighede, maar oor die algemeen moet dit waar wees, dat wanneer my trots aangeraak is, of ek persoonlik aangeval is, dat ek het moet losverloor. Dit is baie keer so. Ek dink baie keer, ons moet optree, wanneer daar skade kan kom aan ander mense. Byvoorbeeld as daar een of ander persoon is wat kinders aanval, of wat by die skool rondkarring of so. Dan moet ons natuurlik optree. As iemand 'n misdadiger is, moet hy natuurlik gestraf word en nie tronk gesit word. So daar is natuurlik plek waar mense moet optree. Maar wanneer dit net oor jou self gaan, of oor jou eie trots en so aan, los dit vir die Here. Hy sal dit uitsorteer. Ons moet nie vergelding soek self nie. Hy is die een wat geregtig is op reg en geregtigheid, en nie eintlik ons nie. En ons weet ook dat sonder Jesus bly God se toorn oor ons. God se toorn bly oor die sonde. Johannes 3 vers 36. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar wie aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Inteendeel, die toorn van God bly op hom. Dit is hoekom ons totaal afhanklik is van Jesus Christus. Sonder Jesus bly God se toorn op my. As ek nie wedergebore is in Jesus Christus nie, sal ek hel toe gaan. Mense hou nie daarvan om dit te hoor nie, maar die hel is 'n werklike plek. En daar sal straf oor sonde kom. Dit is waar God se geregtigheid sal gebeur. Al hierdie mense wat wegkom met dinge, wat doodgaan en weggekom het met dinge. Ons weet van baie sulke mense. Hulle sal geregtigheid trotseer, hulle sal die toorn van God trotseer. Dit moet ons onthou. Ons is totaal afhanklik van Jesus. As God regverdig gaan wees, as God jaloers gaan wees, en as dit lei na God se wraak, verstaan ons hoe God se liefde daartoe gelei het, dat hy sy enigste seun gegee het vir ons, sodat elkeen wat in hom glo verlos sal word. Hoekom? Omdat die sonde wel gestraf word en gestraf sal word, maar die seun het die straf ter wille van my en jou gedra. Hy het dit gedra vir jou en my. Dit is hoekom ons moet fokus op Jesus Christus. Dit is net deur hom wat ons verlos kan word. Kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons kan besef dat u geregtigheid, u besitlikheid en u oordeel is nie in kontras met u liefde nie. Hierdie dinge loop saam. Dit is juis omdat u sonde haat, omdat u ons liefhet, dat u geregtigheid soek en dat u nie sonde verdra nie. Help ons om dit te verstaan. Ons is geneig baie keer om dit nie te verstaan nie. Wil u vir ons lei deur u Gees, dat ons hierdie dinge sal verstaan en u beter sal leer ken en so u meer lief sal hê. Want hoe meer ons van u weet, hoe meer het ons u lief. Maar liewe Here, help asseblief dat dit nie net bly by 'n ding wat ons weet nie, maar dat dit iets sal wees wat my hart sal verander. Dat ek getransformeer sal word, Here, dat ek verander sal word. Dat ek nie maandag tot Saterdag op een manier sal lewe en dan Sondag weer op 'n ander manier. Dat my lewe konstant sal wees, gegrond in die woord, gegrond in die waarheid, gegrond in geregtigheid, gegrond in 'n liefde en 'n toewyding net aan u as my skepper en my verlosser, Here. Help ons om so te lewe, Vader. Help ons om in dankbaarheid te lewe vir wie u is en vir alles wat u vir ons doen. Ons prys u naam.
Wil jy asseblief nou met ons wees, wanneer ons nagmaal gaan gebruik, wil jy ons harte fokus op U en U opoffering wat U terwille van ons gemaak het. Seën ons in hierdie nagmaal. Ons bid dit asseblief, Vader, help dat hierdie sakrament wat ons gaan gebruik, dat dit ons nader aan U sal bring en meer in lyn met U bepalings. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Goed, julle kan sit. Julle sit klaar. Sorry. Ja, goed, ons gaan oorgaan na die nagmaal toe. Ons het vandag ongesuurde brood, dis nou nie die beskuitjies wat ons koop nie. Dit is brood wat sonder suurdeeg is. Julle weet die simboliek van gis of suurdeeg. Dit gaan deur die brood, dit gaan deur die meel. En dit is 'n simboliek van sonde. Sonde is iets wat jou lewe deurweek en dinge, dit verwys na, dit pof op, nee. Dit laat die meel rys, dit word groter, dit verwys na ons hoogmoed. So baie van ons sonde loop uit hoogmoed. Dit is hoekom God gesê het vir die Israeliete, dat hulle met die Pasga, moet hulle ongesuurde brood eet. En toe Jesus het sy disippels met die laaste maaltyd Pasga gevier het, en Jesus die nagmaal ingestel het, het hulle waarskynlik so 'n tipe brood geëet soos daai, word matza genoem. Dis dood eenvoudig, net meel en sout en water, is al. Daar is nie suurdeeg in, daar is nie gis in. En dit is waarskynlik dieselfde tipe brood wat Jesus hulle geëet het. Dit verwys ook na God, wat ons laas dag gekyk het, dat God heilig is. So God is apart van sonde. So daar is geen suurdeeg nie, daar is geen sonde nie. Dit is nou nie dink gis is 'n verkeerde of 'n slegte ding nie, dit gaan oor die simboliek daarvan. Dit gaan oor die wat dit beteken of waarna toe dit verwys. Dit is hoekom ons ongesuurde brood eet in die nagmaal. Dis ook hoekom ons nie gewone brood tipies in 'n nagmaal gebruik nie. Ons altyd die beskuitjies of so wat nie suurdeeg in nie. Goed, so ek gaan vir ons die nagmaalformulier lees. Dis nie kinders hierson nie, maar enige iemand wat nie glo in Jesus Christus as sy verlosser en saligmaker of haar verlosser en saligmaker, mag die nagmaal gebruik. As jy nie vir Jesus Christus ontvang het as jou verlosser en saligmaker nie, moenie die elemente gebruik nie, want jy bring 'n oordeel oor jouself. Moenie dit doen. Dit is nie die regte ding om te doen nie. Goed. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel, daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit volgens my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Dit is wat ons doen. Wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, herdenk ons wat Jesus vir ons gedoen het, maar ons verkondig ook aan ander wat ons geloof is en wat Jesus vir ons gedoen het. Die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis, met ander woorde onthou dit. In die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. By die aanskouing van brood en wyn roep die gemeente hom die hele lydensweg van Jesus Christus voor die gees, hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het, hoe hy die lydensbeker gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Die nagmaal is 'n viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar.
Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in die gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur dieselfde Gees ook weer met mekaar as lidmate van een liggaam in broederlike liefde saam verbind, soos die apostel sê, omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. Die nagmaal is 'n verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal strek ons, of deur die nagmaal strek ons uit na die dag wanneer Christus in heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die dag wanneer hy die hemel en die aarde nuut sal maak, sodat geregtigheid daarin kan woon en God alles vir alles kan wees. In die nagmaal verlang die bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Die nagmaal is 'n vreugdefees. Al spreek die tekens van die lyding en sterwe van Jesus Christus van sy kruis, sy bloed wat vergiet is en sy liggaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit tog 'n vreugdefees, waar die Heiland op 'n besonderse manier die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding uitdeel. In die nagmaalsfees mag die gemeente nou van die vreugde smaak wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die Lam. Uit dit alles blyk duidelik dat die nagmaal ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van brood en wyn van die heil wat ons in Christus deelagtig is. Hier by die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons hom met ons hele wese en gaan ons nou in dankbaarheid ons lewe opnuut aan hom wy. In dankbaarheid juig ons saam met die triomferende kerk van alle ode en alle tye. In Openbaring 5 vers 9 lees ons: toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomsverwagting. Laat ons dan vas glo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en teenoor ons medemens te lewe. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help. Waar ons nou gehoor het, waaroor die nagmaal gaan, en waar ons nou aansit aan die tafel, laat ons geloof hartlik bely. En ek kan weer saam met my stem in die geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergegaan, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,
die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Goed, ek lees vir ons die Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons al ons skulde, net soos ons ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Goed, in Matteus 6 vers, ons kan nou die brood van die stapie uitdeel. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Goed, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed het, laat ons almal saam sy naam met dankbaarheid prys en in ons harte soos volg saamstem. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader wat hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Amen. Kom ons sluit af saam te bid. Liewe Vader, ons dank U vir die nagmaal, dankie vir die diens, dankie vir die geleentheid om by mekaar te kom wees en meer van U te leer. Wil U asseblief met ons gaan in die dag verder? Ons vra vir U seën oor ons vra vir U seën en beskerming oor ons geliefdes, waar hulle ook al mag wees. Ons dink aan die leenwille wat op die pad is. Liewe Here, ons bid vir die beskerming oor almal wat U kinders is. Ons bid vir ons land, ons bid vir bekering, Here. Ons vra dat U sal intree en 'n verandering sal maak. Ons het U nodig, elkeen van ons persoonlik in ons lewens. Elkeen van ons het dinge wat in ons lewens aangaan. En as ons sonder U is, dan sal ons totaal verlore wees. Ons is totaal afhanklik van U.
eerstens vir ons verlossing, maar ook dat U in ons lewens 'n verskil sal maak. En ons vra dat U sal intree. Maak U self sigbaar vir ons. Maak ons harte warm vir U. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons dit kan verdien nie, maar slegs in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen.